Hallo kruiskietsmaats, dis vir my so lekker dat ek weer vandag bietjie saam met julle kan kuier. Ek weet nie of julle al agtergekom het nie, maar hierdie week was verskriklik warm. Dit voel of dit weer moet somer wees. Ek hoop nie julle het lekker koel gebrei en dalk 'n bietjie roomys geëet. Ek wens ek kon. Kom ons sluit gou ons oor dan gaan ons aan. Liewe Here, baie dankie vir nog 'n oggend en dankie dat U saam met ons was. Dankie dat ons nou in U se woord kan klim. Liewe Here, kom vra asseblief dat U met ons sal wees wanneer ons nou iets nuuts hier leer. Kom bid dit alles in U se groot en heilige naam alleen. Amen. Ek het 'n vraagie vir julle. Was julle al ooit alleen? Of het dalk alleen gevoel? Dalk was jy na 'n nuwe skool toe. Dalk het jy na 'n sportbyeenkoms toe gegaan waar niemand van jou maatjies was nie. Dalk was jy al by 'n familiebyeenkoms waar dit net jy en jou gesin was. Dan voel jy soms alleen. Ek het baie goeie nuus vir jou. Jy is nooit alleen nie. Jesus leer ons dit in Matteus 28 vers 20. Hy sê, hy is by jou vir al jou dae. Nou wat beteken dit? Dit beteken hy is nie net by jou wanneer jy gelukkig is nie en wanneer alles goed gaan nie. Hy is by jou selfs wanneer jy hartseer voel, wanneer jy bang is en wanneer jy alleen is. Hy is altyd by jou. Nou kom ek en jy doen gou-gou oefeningkie. Kom ons trap bietjie in die disippels se skoene in. Jy ken vir Jesus, jy het saam met Jesus geëet, jy het hom gesien wonderwerke doen. Jessie, dit sou lekker wees. En jy het al sy teachings en alles het jy geleer. En nou, toe hy gekruisig is, Jessie, ek sou bang gewees het. Ek sou ook teleurgesteld gewees het, want hier dog ek, hy is die Messias. En toe na 3 dae, daar staan hy weer op. So nou is hy die Messias. Ek sou gedink het, hy sou by ons bly. Dis mos wat hy ons beloof het. Hy gaan saam met ons stap deur alles. En toe, wat doen Jesus toe? Toe sê hy vir hulle, ek gaan opvaar en ek gaan in die regterhand van my Vader gaan bly. Jessie, ek kan nou net dink hoe hulle moes voel. Hulle het seker om mekaar gekyk en gedink, wat nou? Wat word van ons? Wat gaan gebeur? En dit is toe Jesus gesê het. Kom ons lees gou in Matteus 20 vers 28. Hy het gesê, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. So hy het daar vir ons beloof. Hy los ons nie alleen nie. Jesus het geweet dat die disippels gaan bang wees, want hulle sien hom nie meer nie. Maar hy wou gehad dat hulle moes weet dat hy by hulle is. En dis mos hoe dit is vandag. Ons kan nie vir Jesus sien nie, en tog is hy by ons. As jy by die skool is, hy's by jou. As jy by 'n nuwe sportbyeenkoms is, hy's by jou. Wanneer jy bang voel, hy's by jou. En selfs as iemand jou seermaak, hy's by jou. Nou ongelukkig beteken hierdie nie, ons kan enige moeilike of enigiets soos enige moeilike goed wat in ons lewens is, beteken nie ons gaan dit nie ervaar nie. Maar ons hoef nie om deur dit alleen te gaan nie. Jesus is by ons. Nou, ek wil hê julle moet sommer daar so saam met mamma en pappa gou hierdie volgende 4 vragies gaan antwoord. Nou, 1. Wanneer voel 'n mens soms bang? Vra gou vir mamma en pappa. Nommer 2. Wat het Jesus ons beloof? Dan, nommer 3. Dink jy, Jesus is net by jou as jy by die kerk is? En dan, nommer 4. Wat kan ek en jy doen wanneer ons bang is? Nou kom ek help julle 'n bietjie met daai laaste vraagie. Ons kan vir Jesus bid. Ons kan in sy woord inklim. Dis tog waar ons hom kry. Ons kan in sy woord klim en ons kan vir ander mense rondom ons vertel dat ons deur 'n moeilike tyd gaan
dan kan hulle saam met ons bid vir dit. So, nou wil ek vir julle bietjie vra. Kyk bietjie of julle deur hierdie week vir 'n maatjie kan bid, wat dalk bietjie alleen voel, dalk bietjie alleen lyk. Kom ons sluit gou ons oë. Liewe Here, baie dankie dat ons nooit hoef alleen te voel nie. Dankie dat ons nooit hoef om deur enige iets te gaan alleen nie. Dankie dat U so genadig en so goed is. Ek kom bid dit alles in U se groot en heilige naam alleen. Amen. Dit was so lekker dat ek saam met julle kom kuier hierdie week en ek sien uit om julle volgende week weer in ons Christkids Village te sien. Bye!